Môre Wynand. Goeiemôre Leon, hoe gaan dit vanoggend? Altyd goed as ons met hierdie werk besig is. Ek is so bly ons kan nou weer vir 'n tweede lesing bymekaar kom en ek is so bly dat die luisteraars ook kon ingeskakel het weer. Baie dankie. En ons weet julle gaan hierdie onderwerp gate uitgeniet. Dit is 'n baie interessante onderwerp. Maar kom ons sluit eers ons oë vir 'n openingsgebed. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie weer 'n keer dat ons bymekaar kan kom en in die woord in kan delf. Liewe Here, ek vra dat U ons 'n seëning weer dit sal gee, nie net vir ons nie, maar ook vir die luisteraars, maar vir harte en ons verstande oop, dat ons U woord kan hoor en wat U vir ons sê, dat ons nie hier ons eie mening sal gee nie, en dat ons net deur die woord gaan lees. Vra dit alles in Jesus se groot en wonderlike naam. Amen. Kom ons sê net gou vir die luisteraars waaroor gaan vandag se lesing. Dit gaan oor die stelling wat Raymond gemaak het, dat ons het 'n profetes in ons kerk wat vals profesie gemaak het oor die wederkoms, en ons wil dit net graag regstel, want alles wat hy daar gesê het oor haar is nie waar nie. Nou hierdie sekte het sy ontstaan gehad in 1843, toe 'n man met die naam van William Miller 'n valse profeet geprofeteer het, hy was 'n valse profeet, dat die wederkoms van Christus sal plaasvind in 1844. Dis binne 'n jaar van toe hy dit geprofeteer het. En hy was toe verkeerd. Nou wat nou? 'n 17-jarige meisie met die naam van Ellen Hammond, en later het haar naam verander na Ellen White. Sy het voortgegaan om Miller te ondersteun, ongeag dat hy verkeerd was en dit vals was. En toe het sy begin profeteer. En sy het geprofeteer, hierdie jong meisie, dat Christus in haar leeftyd sal terugkeer. Sy was verkeerd. Sy het dit weer geprofeteer en sy was verkeerd. Sy het dit weer geprofeteer en sy was verkeerd. Sy was elke keer verkeerd. Maar toe begin sy vertel dat sy kry gesigte en visioene van God. In totaal meer as 2000 gesigte. Sy het dit neergepen in meer as 10.000 profetiese bladsy materiaal wat sy neergepen het. Intussen tyd was daar iemand wat by haar betrokke was, 'n man met die naam van Russell, jy sal dit onthou, want hy was die stigter van Jehovah's Getuies, wat die Watchtower Society begin het. En hy het toe begin in gesprek tree met Ellen White, en toe begin hy met haar verskil oor eindtyd profesie. En toe verlaat hy die Adventiste, hy het hulle gelos. Hy self het geprofeteer dat Jesus in 1914 sal terugkeer. Wel nodeloos om te sê, die leier van die Jehovah's Getuies was ook 'n valse profeet en hy was verkeerd. So dit maak hom ook 'n valse profeet, net soos Ellen White, net soos Miller. Leon, Raymond sê daarso dat die Sewe-dag Adventiste sy ontstaan gekry het in 1844. Weet jy, ek kan nie glo dat 'n ou met sy teologiese agtergrond sulke stellings kan maak nie. Want ek wil vir ons kykers sê, gaan kyk op Google of enige plek waar daar iets inligting oor die Sewe-dag Adventiste is, en kyk wanneer het ons begin. Ons het eers in Mei 1863 is die 19 jaar later. Ja, 19 jaar later. 1863 is ons eers gestig, het net ons tot stand gekom. Kom ons gee net so vinnige agtergrond. Ja. William Miller het wel in 43 nie geprofeteer nie. Nou praat ek soos Raymond Lombard. Nee, hy het begin preek dat Jesus in 1844 Oktober maand gaan kom. Want hy die Bybel studeer, en hy's nie 'n predikant of enigiets gewees nie. Hy was baptis gewees. Hy was 'n plaasboer. 'n baptis gewees, ja. En 'n plaasboer gewees, en hy het maar net Bybel studeer, Bybel gelees, en toe kom hy by die gevolgtrekking, verkeerde gevolgtrekking, dat Jesus sal kom in 1844. Ja, so dit was nie 'n profesie nie, dit was nie 'n boodskap wat hy van God gekry het nie, dit was net Daniël 8 wat hy verkeerd verstaan het, en wat almal
geglo het. geglo het, Ja. want niemand het regtig verstaan wat bedoel word in die Bybel met die heiligdom in sy regte staat herstel nie, want hulle daar was nog nooit 'n diepte studie gemaak oor die heiligdomstelsel nie. En wanneer was die aardse heiligdom in sy regte staat, wanneer was hy in sy verkeerde staat en wat beteken dit dat hy in sy regte staat herstel word? Daai studie was nog nooit gemaak nie. En toe hy nou hierso sien dat in 2300 aandes en môres dan gaan die heiligdom in sy regte staat herstel word. Toe dink hy Jesus gaan kom. Jesus gaan kom. So dit is nie 'n boodskap van God nie. Hy het nooit voorgegee om 'n profeet te wees nie. En dan Russell was nooit 'n adventis nie. Russell het ook uit die teleurstelling van 1844 gekom toe Jesus nie gekom het nie. En uit daai teleurstelling het hy die Jehovah Getuies beweging begin. So al daai stellings van Raymond is totaal verkeerd. Daar's nie een punt wat hy gemaak het daar wat korrek is. Nee. En Ellen White het ook net 'n paar van sy preke gaan bywoon. Dis reg. Sy het nooit met hom die pad met William Miller self geloop nie. Ja. Sy het net van sy lesings bygewoon en sy het ook nie kommentaar gegee nie want die Here het haar nog nie geroep nie. Sy was eers geroep as 'n profetes in Desember 1844. Wat nou interessant is, die profesie van Daniël, die 2300 aandes en môres profesie eindig in Oktober 1844, want hy het sy begin in 457 voor Christus gehad. Volgens Daniël 9:26 word dit vir ons al daai gegee wanneer die opdrag uitgegaan het om Jerusalem te herstel. Ek dink dit sal goed wees as julle kan ons laat weet as julle bietjie wil ingaan in daai profesie. Ja, dan kan ons met liefde deurgaan. Want dit is ongelooflik mooi. En dan gee jy die 2300 aandes môres en dan vat hy jou nou en dit eindig in Openbaring 10. Openbaring 10 sê hulle het hierdie boekie gevat en hulle het hom geëet en hy was soet in die mond, maar hy het bitter geword en hom ingesluk het. Die teleurstelling. En weet jy dat daai boodskap van William Miller was nie net in Noord-Amerika nie, dit was in Suid-Amerika, was dit deur 'n Rooms-Katolieke Jesuit verkondig gewees. In Europa was dit deur 7 verskillende kerkgenootskappe verkondig gewees. En toe dan niks gebeur het in 1844 nie, toe trek almal net ons stil weg en hulle het niks daarmee te doen nie. Maar baie mense het gegaan en gesê wel miskien het ons iets verkeerd geïnterpreteer en hulle dit begin ondersoek en uit daai ondersoek toe hulle die heiligdomstelsel ondersoek, toe besef hulle Jesus is in 1844 in die allerheiligste in. Maar nou in Openbaring 10 vers 11 eindig hy waar hy sê wanneer hierdie boekie bitter word in die maag, sal daar weer geprofeteer word oor baie volke, nasies en tale. So dit beteken in 1844 moes God weer 'n profeet geroep het. En in Desember 1844 toe hierdie maag bitter is van hierdie groot teleurstelling, toe die Here vir die eerste keer met Ellen White gepraat en hy het vir haar die hele uiteensetting gegee. En hy het dit vir hulle gegee nadat hulle begin het om die heiligdom te ondersoek. En sy het die regstellings gemaak in daai ondersoek, maar die Adventiste kerk het nie bestaan nie. Nog nie bestaan. Uit hierdie beweging en uit hierdie dinge wat die mense ontdek het daar 19 jaar later het die Adventiste beweging ontstaan. En wat interessant is ook dat dit is normale mense gewees wat die waarhede ontdek het en wat die Bybel van praat en hulle het toe nou saamgekom, maar hulle wou ook nie 'n kerk stig nie. Hulle maar dit is net vir 'n bietjie ongemaklik as iemand vir jou vra, hoor hierso, ek wil na jou kerk toe kom, wat se kerk behoort jy? Hulle het nie 'n naam nie. Toe moes hulle nou eintlik maar 'n naam kry. Ja, so in my in 19 jaar later. Toe kom my eers 1863. Toe is ons eers gestig. So al daai gebeure het niks met die Adventiste kerk te doen. En William Miller het nooit
Adventis geword nie. Ja, en ons het nie weggebreek uit enige geloof nie, want die mense wat die Adventiste kerk begin het uit al die verskillende gelowe gekom. Al die gelowe wat daai tyd bestaan het. Maar die Bybel is eintlik baie spesifiek daaroor dat dit baie nodig is en om 'n profeet te hê in sy kerk. Die Bybel lees dit sê dit mos mooi vir ons. Ja. Waar presies is dit? Amos 3 vers 7. Amos 3 Kan vers ek 7. sommer aanhaal? Ja. Hy sê daarso, die Here God doen niks, let wel, niks op hierdie aarde as hy dit nie vooraf aan sy kinders deur sy diensknegte die profete bekend gemaak het nie. Maar dan maak dit mos eintlik vir jou baie duidelik dat daar 'n voorloper moet wees. Ja. Om te sê, hoor, so dis wat God sê, dis wat gaan gebeur. Ja, so God sal nie 'n kerk Sonder bring sonder dat hy sonder profetiese leiding nie. Want 'n profeet voordat ons verder gaan, Wynand, wil jy net gou vir ons sê wat is 'n profeet nie? Dis eintlik baie mooi om te dink. Die Engelse woord is mooi, maar ek sal in Afrikaans sê dis 'n persoon wat 'n goddelike boodskap uitdra wat nie van homself afkom nie. Wat hy van God hoor, wat hy dan nou vertel vir die wêreld. Ja. So dit is wat 'n profeet is, 'n goddelike boodskap wat hy moet vertel. Ja, so dit is 'n ou wat niks van sy eie oordra nie, maar hy dra 'n goddelike boodskap. Hy's net 'n boodskapper, soos wat Moses was. Ja, en die Here het al 'n donkie gebruik om 'n boodskap te dra. Hy het 'n kind gebruik vir klein Samuel om 'n boodskap te dra. Hy het baie vrouens gebruik en dan het hy baie mans gebruik. Sy leiers was altyd uit die mans gewees. Hy het nooit 'n kind of 'n donkie gebruik as die leiers van Israel. So 'n profeet is nie noodwendig 'n leier van 'n kerk nie, maar dit is 'n boodskapdraer van God. Dit is eintlik baie interessant want God gebruik die eenvoudige mense. Ja. Die eenvoudigste mense om profete te wees. Dis reg. Ongelooflik. Wynand, nou 'n ander vraag. In die nuwe bedeling, ons lees nou van baie profete in die ou bedeling. Maar kan ons in die nuwe bedeling weer profete verwag? Definitief. Die Bybel sê vir ons daar in Matteus 23 vers 34. Ja. Daarom kyk, ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes. Dit is Jesus wat praat. Dis reg. Dis Jesus self wat praat. Dis Jesus self wat praat en hy sê hy stuur dit. Ja. So dit is nie hulle bestaan nog nie. Hy stuur dit. So dit kom in die toekoms. Ja. So dit is hy stuur dit. Dit is in die nuwe bedeling. In die nuwe bedeling. Dit is nie in sy leeftyd nie. Hy stuur hulle. En hoe gaan sy kerk daai profete ontvang? Okay. Dit is hulle gaan die vers gaan aan. Ja, lees hom verder. Ek stuur hulle na julle toe en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in jou sinagoge gesesel en van die een stad na die ander vervolg. Ja, so hulle van as 'n profeet deur sy eie kerk met oop arms ontvang word. Hardloop van daai profeet, want dit bots met wat Jesus gesê het. Jesus het gesê daai profeet gaan nie aan net soos wat hulle hom nie wil aanvaar het nie en 'n valse dinge oor hom begin sê dat hy's 'n wynsuiper en hy's vriende met al die slegte ouens en sondaars. Ja, en sondaars en hy gebruik Baals. Okay, maar ja. Sataniese magte en sy wonderwerke. Al daai valse goed wat hulle teen hom ingebring het. Jesus het dit eintlik baie mooi teruggeantwoord. Hy sê as ek deur Beelzebub die demone uitdryf, deur wie doen julle dit dan? Ja. Die punt wat ons nou hierso wil maak vir die kykers is daai profeet, enige profeet wat die Here gestuur het, al sy profete was doodgemaak, hulle was gehaat, hulle was vervolg gewees en daar sal nie nou vandag 'n profeet kom wat geliefd is en wat met oop arms ontvang word nie. Enige profeet van God sal gehaat word, sal gedoodgemaak word, sal vervolg word. En dit gaan saam met daai julle sal gehaat word ter wille van my naam. Dis reg. Nou die volgende vraag, Wynand.
Is daar tekste in die Bybel wat sê dat profetiese gawe is deel van God se kerk vandag? O, definitief, ja. 1 Korintiërs, ek weet in 1 Korintiërs staan dit, kom ons kyk, 1 Korintiërs 12 vers 28. En God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars. Daar sê. Dit is in sy kerk gestel. Ja. Hy sê dit mooi vir ons. En sy kerk kan nie sonder wees nie. Net so Dan van moet daai interessantheid, waar pas die apostels in? Is Mm. dit nie die Bybel nie? Die Bybel is Die Bybel is ons apostels, dit is die fondasie, en dan ons leiding kom van profete af. Ja, dit is eintlik baie mooi gestel. En dan die Pragtig. leraars moet dit verkondig. Dis reg. Ja. En dan Efesiërs 4 vers 11 sê hy amper dieselfde, en hy sê daarso, en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. So dit moet, as 'n kerk dit nie het nie, Dan is dit nie dan God is se daar kerk. 'n probleem, dan kan jy 'n vraagteken oor daai En kerk jy sit. kan sê dis nie God se kerk hierdie nie, want daar sou is nie daai in nie, Ja. want hy moet dit in hê. Hy moet dit in hê. As hy dit nie het nie, dan op daai basis, dit is die fondasie van elke kerk, want die Here God doen niks op hierdie aarde, het jy gesê, as hy dit nie deur sy diensnegte die profete aan ons bekend maak nie. So die profete moet daar wees. Hulle moet daar wees. As daar nie 'n profeet in 'n kerk is nie, Hardloop. hardloop weg. Nou, Wynand, Mm. kom ons nou kom die grootste vraag van al die vrae. En dit is, hoe gaan ek nou weet, is Ellen White 'n egte profeet of is hy 'n vals profeet soos wat Raymond Lombard sê? Ja, Ek glo sy is 'n ware profetes. want En kom ons kyk na Kom sê ons dit. 'n klompie stellings in die Bybel van wat die Here vir ons gegee het oor hoe hy gaan nie vir ons sê oppas vir die valse profete, maar hy sê nie vir ons hoe gaan ons nou weet wanneer is 'n profeet vals en wanneer is hy waar nie. ja, Kom ons kyk na 'n paar van die Bybelse punte en dan kyk ons of Ellen White daarin pas. ja. Kom ons kyk 'n bietjie. Wynand begin, gee vir ons die bewyse in die Bybel. Wat wys dat Ja, hoe om hulle te hoe om hulle te onderskei. Dis Dis eintlik 'n baie mooi vers, Matteus 7 vers 16. Ek gaan hom gou hierso lees. Matteus 7 vers 16. En hy sê, aan julle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of pye van dissels nie. Dis 'n pragtige vers. Dit maak dit baie duidelik. Jy gaan hulle ken aan hulle vrugte. En ek hoor eintlik baie, ek het jy so nou so rukkie terug het ek met 'n vroukie gesels het gesê, sy wil nie eintlik baie keer sê sy's 'n Christen nie, want sy weet sy lewe nie baie keer soos 'n Christen moet lewe nie. En dan laat dit my dink aan hierdie vers. En jou vrugte sal hulle jou in elk geval ken. Jy sê jy's 'n Christen, maar kyk wat maak jy? En nou dit is ook dieselfde ding met 'n profeet. Maar daar is 'n bietjie gevaar in hierdie teks en ek sien, want ons ken nie altyd die profete se agtergrond nie. Ons weet nie of hulle regtig vrugte dra nie. Ons sien hulle op die kansel, ons sien hulle waar hulle altyd profeteer. Ja, waar nou die mooi kant wys, maar ons sien nooit hulle donker kant nie. So hierdie ene kan maar gelukkig is daar baie. Kom ons kyk na die volgende ene daarso, Raymond. Alle nie voorwaardelike profesie moet reg uitkom. Dis reg. Jy weet as ons nou kyk, Jesus het vir ons dinge gesê. Hy het gesê hy het gekom om te red. Hy het vir almal gesterf. Ja. Maar op die einde van die dag het hy vir almal gesterf. Maar nie almal maak 'n keuse nie. Ja, hy het op die einde van die dag, wie gaan baat van daarby? Net die wat verhouding het met Jesus, die wat hom aanvaar het, daai wat saam met hom loop, daai wat saam met hom wandel. Dis hulle wat baat gaan. Ja, nie nou, hy het gekom, en Jesus sê, soos jy sê Leon, hy het gekom om, hy sê self, hy het gekom om almal te red. Dit is hoekom hy gekom, maar nie almal gaan gered word. Nee, nie almal gaan gered word. Dieselfde kan ons sê van Moses. Moses het gesê, ek gaan julle uitlei. Die Here het my gestuur om julle uit te lei na die beloofde land toe. Hoeveel van daai mense is in die beloofde land? Net 2. Net 2, Joshua en Caleb. Net 2.
die ander het in die woestyn omgekom. Ja, so So daar's alles wat die Here sê is voorwaardelik. En Ellen White het ook so 'n stelling gemaak en nie soos Raymond sê 3, 4 of hoeveel keer Ja. geval nie. Sy het een keer voor 'n gehoor gestaan en sy het gesê sommige van die wat hier is sal die Here sien kom. En sy het nie gesê ek gaan die Here sien kom nie, sy het gesê van die wat daar is gaan die Here sien kom. En agterna het sy vir hulle gesê ek het vir julle opdragte gegee dat hierdie evangelie na die hele wêreld toe moet gaan en daai opdragte is nie uitgevoer nie. So daai opdragte was voorwaardelik gewees. As hulle dit gedoen het, dan sou dit gebeur het. Ja, Maar omdat hulle dit nie gedoen het nie, het dit toe nou nie gebeur ja, nie. dieselfde met Jona wat in Ninive ingekom het, Ja. gesê oor 40 dae gaan julle vernietig word en toe wil hy sy oë uithuil agterna So, dat hulle nie vernietig is nie. Dis net sommer kwaad. Ja, want Ja. dit wat hy gesê het hulle moet doen, het hulle gedoen. En daarom die Here hulle nie vernietig nie. So alle profesie is of nie alles nie, maar die meeste van jou profesie is voorwaardelik. Ja, daarso is iets wat gedoen moet word voordat dit sal gebeur. Ja. Maar daar is geen nie voorwaardelike profesie van Ellen White wat nie uitgekom het. En daar is 'n hoop profesie wat sy gemaak het. Nou, die derde ene. Kom ons kyk en nou nog 'n ene. Ja, dit is eintlik ook dit moet die lig van die Bybel wees. Ja. Die lig van die Bybel moet op dit skyn. Enige profesie of 'n profeet wat 'n profesie gee en dit is nie 100% op die Bybel gegrond nie, sê ek vir jou dadelik daai is 'n vals profeet. Is daar 'n teks in die Bybel wat vir ons dit kan sê? Galasiërs 1 vers 8, hy sê vir ons, maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom in vervloeking wees. So dit is baie duidelik. Selfs al kom maar 'n engel en hy gee 'n boodskap en dit is teenstrydig met wat die Bybel sê, Dan is dit vals. dan is dit vals. Ja. So dit is eintlik baie duidelik. So al die profesie moet uit die Bybel uit. Dit moet sê wat die Bybel sê. Dit as hy 'n profesie gee en dit hoor jy so jy sien voels of wat ook al en die Bybel het geen so ietsie in van 'n kraan, net 'n voorbeeld. Hy gee 'n profesie, die kraanvoëls hardloop rond of wat ook al. En die Bybel jy het simbole. As jy kyk na die profesie, die Bybel baie simbole, veral as jy kyk na Daniël 2, Daniël 7, Openbaring 13, dan praat dit van diere en dit praat van die see en dit praat van wind. So daar's daai simbole wat die Bybel vir jou die verklaring gee. Dan sal hy vir jou sê 'n dier is 'n koninkryk en die wind is oorlog maar die Bybel gee vir jou dit, maar die Bybel praat niks van kraanvoëls nie. Dis reg. So dit moet Bybels wees. Ja. Al die profesie wat uitgelê word, moet die Bybel kan verklaar. Nou, ek wil nog 'n punt maak. Of kom ek vra vir jou die vraag. Al die valse profete sê dat hulle het gedroom. Hulle maak baie gebruik van drome. Ja. Kan Satan ons drome gee? O, definitief. Ja. Hy sal Ek dink Wynand kan ek gou vir jou iets lees oor daai drome. Ja. Ons lees dit in Job 33:14 tot 18 sê die Here, hy praat met ons in drome. Maar ons moet oppas vir 'n droom, want as daai droom nie 100% met die Bybel ooreenstem nie en met die wil van God ooreenstem nie, dan moet ons dit verwerp. Ons moet kan onderskei. Ja. Want hy sê in vir ons in Jeremia 29 vers 8, moenie na julle dromers luister nie. Hy sê vir ons in Deuteronomium 13 vers 1, baie mense volg verkeerde leerstellings as gevolg van verkeerde drome. Hy sê vir ons in Klaagliedere 2 vers 14, vals profete kry vals drome en hy herhaal dit in Esegiel 22:28. So 'n droom is nie noodwendig dat dit van God is nie, hy kan ook van Satan wees. Ja. Ek weet daar's baie mense wat glo dat drome betekenisse het, maar dan glo hulle alle drome het betekenisse. Mense moet net daar's nie so ding nie. Ja, baie drome is as gevolg van te veel vleis eet. Ja. En goed wat jy kyk
op die televisie Ja, dan droom luister, jy daaroor. ja, dan droom jy daaroor. So dit Ja. is nie al die drome het betekenis. Maar 'n droom van God Jy kan gaan weet. ontrus jou. Ja. As ons kyk na Nebukadneser, Ja. almal bedrome. Daai drome het hulle verskriklik ontstaan. En hulle kon nie wag om uitleg vir daai drome te kry nie. Ja. Maar as dit is van te veel eet of wat ook al, Nee, daai droom, ag jy vergeet hom jy sommer. vergeet hom sommer vanaf. Ja. Die ander punt is dat Jesus moet altyd ook die boodskap wees. Dit moet altyd daarop lei dat dit altyd al die profesie moet terugwys na Jesus toe. Dit bring ons terug na 1 Petrus 2 vers 22 waar hy sê, want hiertoe is julle geroepe, weer verwysend vir sy kinders, almal wat hom wil volg. Hiertoe is julle geroepe, omdat hy vir ons 'n voorbeeld gegee het en vir ons die voetspore gelos het, sodat ons volgens 1 Johannes 2 vers 6 in sy weë kan wandel, wat hy vir ons gegee het. So alles wat ons moet doen, moet ons fokus altyd op Jesus wees. Maar nou sê baie mense, maar wat nou van die Heilige Gees? Die Heilige Gees lei ons. Ja. Ons kan ons nie verkeerd wees nie. Maar soos ons in die vorige ene gekyk het, die Heilige Gees se rol is om Jesus te verheerlik. Ja. So as 'n gees as 'n profesie kom en die Gees verheerlik homself. Ja. Daar's Kyk, die valse gees dis 'n gaan valse gees. outomaties nie vir Jesus ophef nie, hy gaan Homself homself ophef. Ja. En hy gaan allerlei wonderwerke en goeders doen. Onthou jy toe Moses voor Farao gekom het, toe het hy sy staf neergegooi, maar toe kom die agente van Satan en hulle gooi hulle stawwe neer en hulle slange geword. Maar toe vreet Moses se slang hulle slange op. Om te wys dat God Daarom kan ons nooit wonderwerke gebruik as wow, hier's 'n wonderwerk gewees en omdat hier 'n wonderwerk is, moet dit 'n ware profeet wees. Want waar het jy al gehoor van iemand wat op 'n rolstoel inkom sonder bene en hy stap met bene daar uit? O, dit gebeur nooit nie. Dit gebeur altyd net van hy ook sal daar instap met krikke. Ja, hy het sy twee bene en dan kom hy in met krikke en dan loop hy uit sonder. Ja, want Satan kan hom 'n pyn gee en daar binne onder die alfa staat dis gewoonlik na opsweep. Hulle dit is 'n liedjie oor en oor sing en daar's drome wat speel. Ek weet nie of ons kykers veel van hipnose weet nie. Ek wil net so vinnig gou 'n agtergrond gee van hipnose. Jy kry 'n alfa staat, 'n beta staat, 'n theta staat. Jou alfa staat is waar jy nog heeltemal bewus is van wat jy doen. Jy weet nie jy's onder hipnose nie. Die beta staat is nou al 'n bietjie dieper, maar jy's nog steeds by. Jy weet nog steeds wat om jou aangaan. Dan kry jy die theta staat waar jy self glad nie meer dink nie en jy's nie meer bewus van wat om jou aangaan. Nou om iemand onder die alfa staat te kry, as jy een persoon vat, dit is jy moet 'n kenner wees om een persoon onder hipnose te sit. Maar as jy 'n groep het, 'n groep sit verskriklik maklik onder hipnose. As jy want almal is ontspanne en niemand is op homself gefokus nie. So luister presies wat daai maar as daar 'n groep is jy gemaklik en daai ou sit die hele groep sommer maklik onder hipnose. Maar die regte metode om iemand onder hipnose te sit is hy moet 'n ding heeltyd herhaal. Hy moet in daai rotine kom en nou as jy kyk na die sangomas en hulle gebruik altyd drome. Ja, daar's altyd drome. Ja. Die drome moet 'n rol speel. Die musiek moet 'n rol speel en dan die herhaling van een ding oor en oor. En dan is jy onder die alfa staat. Nou as jy onder die alfa staat is, jy kan nog dink, jy weet nie jy's onder hipnose nie, maar jy's nie lekker in beheer. Ja, iemand wat onder hipnose is, alles wat hy hoor, glo hy. Ja, dit is wat as jy vir iemand wat onder hipnose, veral as hy onder die theta staat is, en hierdie is absoluut speel met Satan self en met sy demone. Want iemand wat onder die diep staat van hipnose is, kan jy enigiets mee doen. Jy kan hom laat sweef, jy kan sy kop op hier op 'n stoel sit en sy hakskene op 'n ander stoel en dan kan almal op hom klim en jy sê vir hom hy's 'n paal en hy sal nie beweeg nie. Nou dit is menslik onmoontlik, maar omdat dit sê dadelik vir my,
Hier is bonatuurlike ja. dinge betrokke. En wat se bonatuurlike dinge? Dit is Satan. Ja, Dit is Satan se demoniese kragte. kragte, So jy speel nie met daai Nee. enige vorm Jy van die bly boos weg. Jy bly weg met dat. En God beskerm sy kinders wat uit onkunde in so iets beland. Maar as jy uit wetend in met hierdie goed begin speel, Dan is jy moeilik. dan is jy nie onder God se beskerming nie. En dan gaan hierdie duiwels jou vang. Want baie kyk mense dink is snaaks. Ja, Jy weet dan dit is hipnose en hy sê okay, jy's nou 'n hoender. Jy kan Daar- 'n hoender en die ou doen dit en sê uit dit kom dan weet hy nie of hy dit al gedoen nie, maar almal staan en lag kom. En dan dink jy nee, dit is baie oulik en snaaks, maar eintlik is dit baie gevaarlik. ja. Toe ek nou net uit die skool uitgekom het, het ek niks hiervan geweet nie en ek het nie die pad geloop wat ek moes geloop het nie en ek het net dinge gepeter waarmee ek nie moes peter nie. En een van die dinge was hipnose. Ek het 'n vriend gehad wat by Potch Universiteit het hy sielkunde lesings gegee hoe om met sielkunde iemand onder hipnose te sit en hom terug te vat in sy verlede en al daai goed en hy het my geleer hoe om iemand te hipnotiseer. Maar ek het dit was totale onkunde gewees. En ek het by 'n meisie gekuier by hulle het in die kampus van Potch Universiteit gebly. En haar ma het vir my toe ek hulle dit vertel, sê sy vir my dadelik ek moet haar hipnotiseer en sy het vir my eerste proefkonyn en ek het haar gehipnotiseer en ek het al hierdie goed gaan toets by haar en ek kon amper nie glo wat ek haar kan laat doen nie. En een van die dinge wat ek daar opgetel het is toe sy eers onder my mag is, kon ek haar te enige tyd in 3 sekondes onder sit. Ek tel 1, 2, 3 en dan is sy onder die theta staat. Sy's in die diep hipnose. En dan kan ek met haar doen net wat ek wil. Ek kan haar nou dit is nou 'n ander aspek waar jy iemand uit sy astrale liggaam laat uitgaan. Ja, dat hy nou En daai is al so vals. Jy kan dit nie glo nie. Niemand kan uit sy liggaam uitgaan nie. Maar Satan kan vir jou 'n visioen gee. Ja. Ek het haar byvoorbeeld uitgestuur en gesê ek is in die militêre basis en ek daar beduie om in my kamer te kom en gesê gaan kyk nou lyk my kamer en kom sê vir my hoe lyk my kamer. Sy het uitgegaan en in 'n paar sekondes toe sy weer terug en sy het my kamer beskrywe soos dat ek hom nie self sou kon beskryf het nie. En sulke goeders. En agterna toe ek die Bybel begin bestudeer, toe besef ek sy het nooit uit haar liggaam uitgegaan nie. Dit is die demone het vir haar daai visioen gegee. Dat sy kon sien het hoe dit was dat. Dis reg. So dis iets waarmee mense nie speel nie. Maar die punt wat ek wil maak is sy was onder my beheer en dan daarna gaan kuier ek daar, dan maak sy die deur oop en dan sê ek 1, 2, 3 en daar is sy weer onder. Ja, so ek het altyd beheer gehad. Nou as jy eenmal onder daai hipnose gaan en Satan dan het hy totale beheer van jou. Hy kan jou weer ondersit op enige stadium. Op enige stadium kan het hy jou ook weer by jou. Dit is ook baie gevaarlik. Ja, jy speel nie daarmee nie. Nou in kerke vandag sit hulle mense onder hierdie alfa staat. En as jy onder die alfa staat is, dan begin hulle met die geloofsgenesings. En dan hulle doen nie werklike genesings nie. Daai demone sê gee vir daai persoon dit pyn. Hy kom hy word onder hierdie alfa staat gesit en dan sê jy vir hom gooi daai krikke weg, jy's nou reg. Daai ou voel nie daai pyn nie want hy's onder 'n alfa staat. Maar hy is die beheer van sy liggaam nie. En oor die volgende dag dan is al sy pyne weer terug. So ons kan nie ons laat lei deur vals wonderwerke wat Satan doen nie. En die Bybel is vol daarvan. 'n Ander punt wat baie belangrik is ook om te weet van profete is dat hulle 'n nederige persoon is en eenvoudige persoon is. Daar is nie soos van vandag se profete is alles oor rykdom en alles wat hulle vir hulle self kan kry. Dus jy kry jy kry bode en jy het mansions waarin jy bly. Ek weet daar's 'n spesifieke ja. En dan kry jy natuurlik die wat sommer blykend vir jou sê as jy hard genoeg bid, is daar bouing in jou jaar die volgende oggend. Jy weet daai tipe van profete wat net geld
Ja. En die Bybelse profete, die disippels, selfs Jesus, heel eenvoudig, die Bybel sê hy het dan nie eers plek gehad om te slaap, Om sy hoof neer te om sy lê. hoof neer te lê. Ja, hy het vir Judas gesê die jakkals het gate en die voëls het neste, Maar die maar die seun seun van van die die mens het geen plek om sy kop neer te lê nie. Hy het in die veld geslaap. En as hy genooi was deur mense, het hy by hulle geslaap. Toe hy Jerusalem aangekom het, kon hy nie eens op sy eie donkie ry nie. Hy moes een gaan leen het om Jerusalem En hy het niks besit nie. Ja, hy het niks besit nie. Besittings. Ja. En dan lees ons ook selfs Elisa, toe hierdie onderkoning by hom gekom het met melaatsheid, toe die ou genees is, na hom 7 keer gaan doop het, toe wil hy vir hom groot geskenke gee en hy het gesê ek wil niks hê nie. En toe het Gehasie mos gehardloop in 'n kanaal en Hy het sy mind verander, so hy wil dit terug hê, maar hy vat dit vir homself. ja, En toe kry hy sommer die melaatsheid. Ja, toe erg hy die melaatsheid saam. En Daniël ook. Ja, Hy het ook in Daniël, ek dink dit was Daniël 5 vers 17. wat hy ook gesê het, kom ek lees hom gou daar. Ja, lees hom vir ons. Daniël 5 vers 17. Toe het Daniël geantwoord en vir die koning gesê, u kan u gawes maar vir uself hou en u geskenke aan die ander gee. Nogtans sal ek die skrif van die koning lees en die uitlegging aan hom bekend maak. Ja, so hy het gesê hy wil dit nie hê nie, maar hy sal nog steeds profeteer en sê, Wie was die grootste profeet van almal? Johannes die Doper. Johannes die Doper. Nou wil ek jou vra, hoeveel wonderwerke het Johannes die Doper gedoen? Niks. Nie een nie. Nie Die een. Bybel sê Nie een. hy is die enige profeet wat nooit enige wonderwerk gedoen het nie. Wat het hy besit? Absoluut, net 'n lekker kameelhaar baadjie. Ja. En waar het hy gebly? Ag, ook sommer maar net daar In die so spilonk. in die spilonk. Ja, in die woestyn. En wat was sy kos? Oef, ja, daai ene springkane Wille heuning. hele ene, ja. Ja, so as ons kyk na Jesus en sy disippels, hulle het niks gehad nie. Maar hulle klere het nie verslyt nie. Maar hulle het dit nie nagejaag nie. En Jesus se eie woorde was, julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. En 'n valse profeet pas nie hierin nie. Glad nie. Ja. Nee, kyk na hulle vliegtye en hulle seiljagte en hulle leefstyl, dit is en hulle tot leiwagte om hulle om hulle die besittings te beskerm. Ja, so dit is alles dinge wat nie by en wat interessant is, sover pas Ellen White by almal van hulle. Die ander puntjie wat ook belangrik is om te weet dat die Gees word nie gegee vir sensasie nie, maar slegs vir die gehoorsame. Ja. En Handelinge 5 vers 32 sê dit baie mooi vir ons. Hy sê, en ons is sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Ja. En as kyk na die Bybelse situasie, wie die Heilige Gees ontvang? Nie massas nie, Net die enkeles ja. wat die pad met die Here loop het om ontvang. Dit is 'n baie belangrike punt om te, maar dit is nou waar jy gesê het, Leon, partykeer is dit 'n bietjie moeilik, want jy sien die ou daarso voor praat, en jy sien nie sy agtergrond nie. So dat is 'n bietjie moeilik, maar ja, moet net onthou, hy word gegee aan die gehoorsaam. Okay. Nou gaan ek jou vat na 'n baie interessante punt toe. Ek was by 'n geloofsdiens gewees en ek het daar dinge gesien wat ek nie van gehou het nie. Mense wat agteroor val. Ja. En wanneer hulle val, party van hulle lag, party huil, party rol rond. Nou wil ek jou vra, Wynand, het jy dit al gesien by Jesus en sy disippels of gelees van dit by Jesus en sy disippels? Dat hulle agteroor Of so die val en dan lag en rol en alles? Nee, daar is ons nie so iets nie. Ons lees dit nêrens in die Bybel nie. Maar wat ons wel in die Bybel van lees is dat profete, wanneer hulle die heerlikheid van die Here ervaar, val hulle so dooies neer, nie agteroor nie, vooroor. Nou gaan ek jou sê hoe het hulle geval, want ons het getuies van hoe dit met Ellen White gebeur het. En dit is presies soos wat die Bybel verduidelik hoe dit moet gebeur. Dit was in die begin van haar roeping,
was dit altyd voor mense as om vir Getuienis hulle te te wees. wys dat sy deur God geroepe is. Sy het gestaan en die volgende oomblik het haar oë gestaar en dan het sy vooroor geval en niemand het haar gevang nie. Sy het geval en voordat sy die grond raak, het sy saggies neergelê. Nie seer gekry nie. Sy het nie seer gekry nie, sy het nie haar neus plat geval nie. Sy het saggies is sy neergelê en dan het sy dadelik opgestaan. En wanneer sy opstaan, het haar oë gestaar, sy het hulle nie geknip nie en sy het nie asem gehaal. Daai een is vir my interessant dat hulle selfs 'n spieël by haar neus gaan hou het. Ja, en veertjies, en- sagte veertjies by haar neus gehou het om te kyk of sy asemhaal en sy het oneindige amper so Simpson het sy krag gehad. Sy het met 'n familiebybel vir amper 20 minute so na haar hand gestaan Dit is en sy tekste uitgewys sonder dat sy daar kyk. Maar die mense gekom het en gekyk het na die tekste wat sy lees en sy het nie moeg geword nie en sy was nie 'n sterk vrou gewees nie. Sy was baie swak gewees. Ja. So hulle het haar oë getoets wat hulle met 'n kers by haar gestaan het en gekyk het, knip sy haar oë en sy het nie haar oë was nooit geknip nie, maar nou is die punt. Lees ons dit in die Bybel. Definitief. Wynand, kom ek lees gou vir jou hierso hoe God se kinders geval het. En meer spesifiek sy profete. Toe hy aan Esegiel verskyn het, was dit nie die Heilige Gees wat hom laat val het nie. Dit was die heerlikheid van die Here toe hy uit die tempel uitgekom het. En hierdie visioen was vir Esegiel gegee en hy het soos 'n dooie neergeval. En hoe het hy geval? Kom ons lees dit met hom. Dit is Esegiel 1 vers 28. So is die gedaante van die boog, dit is 'n verwysing na die reënboog. Sorry, dis Esegiel 1 vers 28. Ja. Okay. Wat in die wolk is op die reëndag. So het die glans rondom gelyk. So het die verskyning van die heerlikheid van die Here gelyk. En toe ek dit sien, het ek op my aangesig geval en 'n stem gehoor wat my spreek. So, hoe het hy geval? Op sy aangesig. Hy het nie agteroor geval nie. Hy het vooroor geval en hy het nie sy gesig te pletter geval nie. Hy sag neergelê vooroor. En dit was nie die Heilige Gees wat hom laat val het nie, dit was die heerlikheid wat hom laat val het. En dan lees ons in die volgende vers, dit is in hoofstuk 2 vers 1. En hy sê vir my, dit is God wat met hom praat. Mense kind, staan op jou voete dat ek met jou kan spreek. Vers 2 sê, en die Gees het in my gekom sodra hy met my gespreek het en my op my voete laat staan en ek het gehoor, ek het hom gehoor wat met my gespreek het. So, weer 'n keer opgestaan op sy voete. Ja. Ja, net soos wat met Ellen White gebeur het. Presies. Op die letter het dit net so met haar gebeur. Hier is 'n paar versies wat ek ook wil lees, wat verduidelik wat met die profete gebeur het en wanneer hulle 'n gesig gekry het van die Here, wanneer hulle 'n visioen gekry het. Ons lees daarso in Numeri 24 vers 4 en Numeri 24 vers 16. Die hoorder van die woorde van God spreek. Hy wat die gesigte van die Almagtige sien, wat neerval en geopende oë het. Hulle oë is oop wanneer hulle val. In vers 16, die hoorder van die woorde van God spreek, en hy wat die wetenskap van die Allerhoogste ken, wat die gesigte van die Almagtige sien, wat neerval en geopende oë het. So wanneer hulle val, is hulle oë oop. En as hulle toe oë het as hulle val, dan beteken dit is nie 'n ware visioen nie. En daarso is hoop ooggetuies gewees wanneer Ellen White ook hierdie visioene gekry het. En die oë was heeltemal oop gewees en soos Leon gesê het, hulle het 'n kers voor haar oë gehou om te sien of sy haar oë gaan knip. En daar's nog 'n vers wat ek wil deel met julle, en dit is in Daniël 10 vers 8 en 9. Toe het ek alleen oorgebly en hierdie groot gesig gesien, en geen krag het in my oorgebly nie, en my gesonde klere het aan my verander en verdwyn, en ek het geen krag oorgehou nie, en ek het die geluid van sy woorde gehoor, en toe ek die geluid van sy woorde hoor, het ek bewusteloos op my aangesig
met my aangesig op die aarde geval. Weereens, dit is vooroorgeval met geopende oë soos in die vorige versies. Die oë is geopen, jy val vooroor, jy val nie jou neus weg nie. Jy val maar net te saggies, jy land saggies op jou aangesig. En dan gaan ons na die volgende versie toe gaan, is in Daniël 10 vers 17. En hoe kan so 'n geringe knegg van my Heer met so 'n Heer van my spreek? Wat my aangaan, bestaan daar nou geen krag in my nie, en geen asem het in my oorgebly nie. En daarso is ook geen asemhaling wanneer die profeet gesig gesien het, 'n visioen gesien het nie. Net soos met Ellen White, waar hulle 'n spieël voor haar neus gehou het om te kyk of sy asemhaal. Hulle het gekyk met 'n veertjie om te sien of sy asemhaal. En ja, so sy voldoen 100% aan al die Bybelse bewyse van hoe 'n profeet reageer en wat met hulle gebeur wanneer hulle 'n visioen sien. Nog 'n baie belangrike punt ook om uit te wys is dat die valse profete, hulle praat nie mooi suiwer taal nie, hulle mompel en hulle piep en hulle lei die gehoor, hulle volgers om ook so te praat. Nou lees vir ons daai teks. Dit is in Jesaja 8 vers 19. Hulle sê, en as hulle vir julle sê, raadpleeg die geeste van die afgestorwenes en die geeste wat waar sê, wat piep en mompel, moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie, moet vir die lewendes die dooies gevra word. Jy weet, dit is interessant die manier hoe Jesaja dit uitbreek. Hy vra 'n vraag en dan moet jy mos nou dink daaroor. Hoekom gaan ek nou 'n dooie persoon vra as ek vir God kan vra? Ja. Nou hier is nou 'n baie belangrike punt. Hy begin deur hy wys nou twee groepe hierso. Ek gaan nou die tweede groep vir jou wys. Die eerste groep, hulle raadpleeg die dooies. Kan 'n dooie geraadpleeg word? Nee. Jy raadpleeg demone. Demone, ja. Ja. So hulle raadpleeg demone, hulle mompel en hulle piep. Hulle met ander woorde, hulle maak net allerhande geluide en dit is nie 'n amptelike spraak nie. En dan sê hy vir ons in die tweede groep. Hier is die twee groepe. Die een groep wat mompel en piep en met die dooies teeter, en dan sê hy in vers 20, net die volgende vers, sê hy daarso vir ons, tot die wet en die getuienis, as hulle nie spreek volgens hierdie woorde nie, is hulle 'n volk wat geen daraad het nie. So jy die wat volgens die wet en die getuienis praat, en jy die wat die dooies raadpleeg en hulle mompel en hulle piep. Nou, ek gaan nou vir jou wys, dit word, die Bybel vat dit verder, in hoofstuk Jesaja 33 vers 19, hy sê daar, jy sal die onbeskaamde volk, nou praat hy hierso van onbeskaamd, met ander woorde, dit is 'n volk wat veronderstel is om die waarheid te ken, maar hulle doen dinge wat onbybels is. Hy sê, jy sal die onbeskaamde volk nie meer sien nie, die volk wat met duistere, onverstaanbare spraak, met onbegryplike hakkeltonge praat. Wat mompel en piep en hulle gesels met dooies. Jy sal hulle nooit weer sien nie. Hulle gaan verdwyn van hierdie aarde af. Maar wie gaan bly? Hulle wat spreek volgens die wet en die getuienis. Wet en die getuienis, ja. Maar die getuienis van die profete waarna hy verwys word. In die Nuwe Testament sê hy Jesus en die getuienis van Jesus en die gebooie. Ja. So dit is amper dieselfde. Maar ons gaan op 'n ander stadium weer daaroor praat. Ja. So Wynand, ek wil vir ons kykers sê ek hoop julle dit geniet. Ek hoop julle sien uit na ons volgende lesing. Dit gaan net so interessant wees. Dit gaan weer oor Raymond Lombard se stellings wees. En soos ek gesê het, koop ons 'n koppie koffie. Geef ons 'n like. Geef ons 'n like. As julle wil, baie dankie. Baie dankie.
Kom ons sluit ons oor, ja. Dis reg. Kom ons sluit ons oor. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons weer in die woord in kon gegaan het en in die woord kon gelees het wat U vir ons sê hoe 'n ware profeet is en hoe hy sy lewe moet lei. Liewe Here, help ons dat ons duidelikheid en meer duidelikheid daar kan kry in U woord. Dat ons nader aan U kan beweeg, dat ons kan reg wees vir U, liewe Here. Ek vra dit in Jesus se groot en wonderlike naam. Amen. Amen.